Jy weet, daar's 'n deel van gesondheidsorg wat 'n letterlike lewenslyn vir honderdduisende mense is. Dis iets wat hulle dag in en dag uit aan die lewe hou. Maar sê nou daardie selfde lewenslyn, daardie kritiese skakel, besig is om te breek. Kom ons duik 'n bietjie dieper in. Dink vir 'n oomblik aan daardie syfer, meer as 500.000 mense. Dis 'n reuse getal. Elkeen van hulle is afhanklik van 'n masjien om te doen wat hul niere nie meer kan nie, om hul bloed te suiwer. En die skakel tussen hulle en daardie masjien, wel, dis alles. En daardie skakel het 'n naam, vaskulêre toegang. Dis basies die poort waardeur bloed die liggaam verlaat, gesuiwer word en dan weer veilig terugkeer. Sonder 'n goeie, funksionerende toegangspunt werk die hele lewensreddende proses net eenvoudig nie. En hier is die kern van die probleem. Hierdie absoluut noodsaaklike koppelvlak is ongelukkig ook dikwels die mees problematiese deel van die hele proses. Dit lei tot allerlei komplikasies vir pasiënte wat reeds deur soveel gaan. So, wat presies gaan hier aan? Goed, om te verstaan hoekom hierdie lewenslyn so 'n swak skakel kan wees, moet ons eers kyk na die uitdagings wat die tradisionele stelsel bied. Dis 'n ongelooflik komplekse situasie. Probleme met vaskulêre toegang is een van die hoofredes waarom dialysepasiënte in die hospitaal beland. Dit verhoog hul risiko van siekte en ja, selfs die dood. Voeg daarbey dat verskillende dokters en tegnologieë betrokke is sonder 'n regte gestandaardiseerde plan en jy sit met wat bekend staan as die dialyse toegang dilemma. En daardie dilemma het 'n prys, 'n groot een. Probleme wat met toegang verband hou, is verantwoordelik vir om en by 20% van die totale sorgkoste vir hierdie pasiënte. Dis 'n enorme las, beide finansiëel en menslik, wat direk uit hierdie swakste skakel spruit. Maar wat as daar 'n beter manier was? Uit hierdie deurmekaar probleem het 'n werklik innovatiewe oplossing begin vorm aanneem, die dialyse toegangssentrum of kortweg die DAS. Die basiese idee was amper revolusionêr in sy eenvoud. In plaas daarvan om hierdie hoogs gespesialiseerde sorg in 'n besige, algemene hospitaal te probeer inpas, hoekom skep ons nie 'n plek wat uitsluitlik en alleenlik daarop gefokus is nie? 'n Plek wat van die grond af ontwerp is rondom die pasiënt se unieke behoeftes. So, wat presies maak hierdie sentrum so anders? Kom ons kyk na die sleutelbestanddele wat hierdie model so doeltreffend maak. Kyk, 'n DAS is nie net nog 'n gebou nie. Dis 'n heeltemal ander filosofie. Alles, van die uitleg van die plek tot die span wat soos 'n goed geoliede masjien saamwerk, is doelgerig. Hulle werk nou saam met die dialyse klinieke-eenhede en bou regte verhoudings met pasiënte. Dis 'n spanpoging in sy suiwerste vorm. Dit klink alles goed op papier, nê? Maar werk dit in die regte wêreld? Wel, die data spreek nogal vir sigself. Goed, kom ons stel die twee modelle reg langs mekaar. Aan die een kant het ons die gespesialiseerde, proaktiewe DAS-model en aan die ander kant die tradisionele, dikwels reaktiewe, hospitaalgebaseerde sorg. Nou kyk 'n bietjie hierna. 'n Groot studie het die twee vergelyk en gevind dat pasiënte wat in 'n DAS behandel is, oor die algemeen beter uitkomste gehad het, minder hospitalisasies, minder infeksies en let veral op daai laaste 2 rye, 'n laer mortaliteitskoers en laer maandelikse koste, beter sorg vir minder geld. En as daar een syfer is wat regtig uitstaan, is dit hierdie een, 'n mortaliteitskoers van 44,6% in die DAS-groep teenoor 50,2% in die hospitaalgroep. Dis 'n beduidende verskil. Dit wys dat die keuse van waar 'n pasiënt hierdie sorg ontvang letterlik 'n saak van lewe en dood kan wees. Hierdie aanhaling uit die bronmateriaal som dit eintlik perfek op. Die bewyse dui daarop dat hierdie gespesialiseerde sentrums eenvoudige beter werk doen. Hulle is veiliger, lewer beter resultate en die pasiënte is meer tevrede. Klink soos 'n win-win, reg? Maar hier is waar die storie 'n skerp en onverwagse draai maak. Ten spyte van al hierdie bewese sukses, staar die hele model 'n reuse bedreiging in die gesig. Hierdie tydlyn vertel die storie van die geld. Dit wys wat gebeur het met die vergoeding wat hierdie sentrums vir hul dienste ontvang. Jy kan sien, sedert 2010 was daar 'n bestendige afname met 'n reuse, drastiese daling in 2017. Die finansiële druk het net erger en erger geword. En wat is die werklike gevolg van daardie finansiële druk? Hier is dit. Meer as 'n kwart van hierdie sentrums moes al hul deure sluit. 'n Bewese, effektiewe model word van die kaart gevee, nie omdat dit nie werk nie, maar as gevolg van ekonomiese druk.
En dit bring ons by die kernspanning van hierdie hele kwessie en by 'n groot vraag oor die toekoms. Dis die sentrale paradoks. En dis nogal iets om oor te dink. Ons het 'n innovatiewe model wat pasiënte se lewens verbeter en die stelsel geld spaar. En tog word daardie einste model ondermyn deur die stelsel waarbinne dit moet funksioneer. So, dit laat ons met hierdie laaste deurslaggewende vraag. As 'n stelsel nie 'n duidelike bewese verbetering soos die dialyse toegangssentrum kan ondersteun en beloon nie, wat sê dit oor ons vermoë om gesondheidsorg werklik vorentoe te neem? Die antwoord op daardie vraag raak ons almal.